Goeiemôre almal, al die geliefdes en vriende, familie. Ek is pastoor Jan Smits van Stilfontein. Is 'n voorreg om hier te wees vandag, maar ook 'n hartseer dag om onder die omstandighede te ontmoet. Is nooit lekker nie. Om afskeid te neem en hier te gee aan Tina se lewe, wat lank vir ons geleen was. Sit net so, dan open ek vir ons met gebed. Hemelse Vader, ons dankie vir die beskermende hand oor ons gestraand. Here, dankie dat U almal beskerm het, dat ons veilig hier uitgekom het vandag. Here, help ons ook so met die verrigtinge vandag, dat ons verstaan waaroor dit gaan, dat U aanvang vertroosting oor elkeen sal hou in die tyd van rou en hartseer van hulle. Ons vra dit alles, nie omdat ons het verdien nie, maar uit die genade in die naam van Jesus. Amen. Rudy gaan eers vir ons 'n liedjie sing. Ons gaan gaan. Vandag, donderdag 14 November 2024, is ons hier by mekaar om die lewe van Johanna Katarina Wagner te eer. Ons meer bekend as Tina. Net so 'n bietjie agtergrond, kortliks, ek gaan nie lank hou nie. Sy is gebore en getoe hier in Klerksdorp. Skool gegaan hierso. Op 28 April 1956 gebore. Oorlede 7 November 2024 op 'n ouderdom van 68. Ek en Adel, my vrou, het haar geleer ken so jare en paar maande terug. Sy was so 1 jaar en 9 maande daar in Stillerus as 'n inwoner. En sy kom uit 'n gesin
met 'n broer Annie, suster Marlene. Sy was getroud met Johan, die pa van haar 2 kinders is, 2 dogters, Annel en Nelly, wat ook weer kinders het, kleinkinders, hulle is nie meer so klein nie, maar kom ons noem hulle kleinkinders, Janel, Minke en Kylie, as ek reg uitspreek. So, oor die algemeen was Tina baie liewe mens. Nooit sleg gepraat van iemand anders nie. Maar ja, ook maar hartlik was op haar tyd. Kijk, as hy gesê nee, is nee, ne? As hy besluit het die dag, sy gaan nie vir dokters ondersoek nie, het Marlene en Adel sal weet, hulle het die brein nie, want sy nee. Maar sy het baie gehou van die buitelewe en natuur, kamp en al die dinge. Ek sal hom onthou, ek praat nou van so 'n jaar plus terug, toe ons al begin het. Sy is die eerste een buite op die stoep gewees in die oggend. Met die pyjamas en die deur mekaar hare. Om nou vars lig te kry en die voëls en die bome te bekyk. Natuurlik ook vir sy gereedjie rook in die oggend, maar by daai verby kyk vandag. Maar ja, dan baie lief vir buitelewe en die natuur. So, soos ek op julle foto sien, julle sal sien as iemand van 'n motorfiets, ja, sy was 'n kragtige motorfietsryer op haar dag. Daardie jare was almal nie so impressed met dit gewees nie, maar ja. Dan was sy ook in 'n tweede huwelik met Pieter. Pieter is oorlede in 'n motorongeluk waarby hy betrokke was, wat Tina toe baie seer gekry het en op 'n stadium maar nie meer self kon help nie, of alleen bly nie. Sis Marlene, hulle het maar gehelp waar hulle kan, en hulle het op die einde besluit om aan 'n plekkie te soek waar sy tussen mense kan wees, en sy sorg kan kry altyd. En dis hoe sy daar in Stilfontein in stille rus beland het. Miskien ietsie wat almal nie van weet nie. Ek weet ek het vir Marlene en die 2 dogters het genoem, ander dag. Sy begin Bybel praat op 'n stadium. En ja, ons het baie al besoek en af en toe gaan bid daar en bietjie gesels, soos met almal daar. En eendag toe kom sy by my vrou, of sy kom by haar en sy sê, wat moet sy maak om haar vir die Here te gee? Sy weet nie. Ja, en hulle het bietjie gesels en dinge bespreek, en 'n paar dae later toe Tina hulle roep en gesê, Adel, ek is reg, help my. En hulle het gebid, en sy Jesus aanvaar as haar verlosser en saligmaker. Ja, seker so 'n week aan haar te vra sy my eendag, pastoor, is dit nou nie te laat vir my nie? Weet, ek het nooit regtig 'n groot Christen gewees nie, maar nou hierso op my einde, het ek my hart vir die Here gegee, is dit nie te laat nie? Natuurlik is die antwoord is nooit te laat nie. En ek wil graag dit met julle ook deel, is 'n paar verse uit Lukas 23 vanaf vers 39, toe Jesus aan die kruis was op Golgotha, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaand en gesê, as u Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy wat niks verkeerds gedoen het nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer jy aan die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Soos nooit te laat nie. Daai skelm of krimineel wat gekruisig is, langs Jesus, het op sy laaste minute, het hy opgekom vir Jesus en vir die ander man gesê, hoor jy, hou op, hierdie is die seun van God, dit is die Messiah. Glo jy dit nie? Net omdat hy geglo het, Jesus is wie hy sê hy is, het hy daardie selfde dag in die paradys saam met Jesus gesit. So dis nooit te laat om jou saak reg te maak, die mense. Almal het nie daai geleentheid nie. Ek is baie bly en geëerd dat Tina dit gedoen het. En terwyl ons kans het, moet ons saak reg kry. Wat ook al verkeerd is, terwyl ons kans het, maak jy 'n saak reg, voor dit dalk te laat is en ons nie so geleentheid kry nie.
Ja, in Prediker 3 lees ons, elke ding het sy bepaalde tyd, soos God het bepaal het. En as ons dan lees van vers 1, alles het sy bepaalde uur. By elke saak onder die hemel is daar 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. So ja, vandag bring dit ons hier. Dis die tyd om Tina te groet vandag. Maar dit is net 'n tydelike groet. Dit is 'n aardse groet. En die woord leer ons daar in Lukas 16, vers 23, dat Lazarus en Abraham dadelik verenig was met mekaar. So ek glo ons gaan mekaar eendag weer ontmoet, weer met mekaar kan praat. Hierdie is net tydelik, jou liggaam van ons is net tydelik. En ja, almal praat van die eindtye altyd, en die eindtye is naby. Ek hoor dit al vandat ek so groot is, die eindtye. Dis nog 50, meer as 50 jaar later, en daar is nog steeds nie eindtye nie. Maar as ek dink aan persoonlik, as 'n mens, is ons tyd baie kort. As 'n mens net so terugdink, afgelope 10 jaar, 20, 30, 40 jaar, party al 50, 60 jaar, voel soos gister. Dit voel soos gister. So asof dit net nie, jy kan net nie tyd by het sit by die verlede nie. So ons tyd is so vinnig klaar, ons wil nie eers die en daai doen. Maar as ons sien is ons tyd verby en ons is klaar. Maar die goeie nuus, Paulus vertel daar in Korinthe in 2 Korintiërs 5, vertel Paulus daar vir sy gemeente, wat ook maar bedroef was. Toe sê hy, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word. Hy vergelyk hierdie aarde of die lewe op aarde van ons met 'n tentwoning. Want ons weet, as ons die aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons oop en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naak begin sal word nie. Want ons wat nog in 'n tent is, sug en voel beswaard. Omdat ons liewers nie ontkleed nie, maar oorklewe word, sodat die skriftelike deur die lewe verslind kon word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, want ons ook die Gees onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed, en weet dat ons in ons liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie, maar ons het goeie moed en verkies liewer om uit die liggaam te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welgehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Tot sover. Ek glo, Jelma gaan ons 'n liedjie op die fluit. Baie dankie, Jelma. Baie enige iemand wat bedankings gaan doen op die e-mailadres? Broer in. Ja. Okay. Pastor, sorry, jy het nog 'n klein ding vergeet. Ja, en agter die kiesel. Jammer. Sorry man, ek het dit dom. Ja, dit gebeur. Ja.
vriende en familie. Dis wat hier is. Ek wil net 'n paar bedanktings doen namens Marlene. Sy het dit goed gedink om seker so uit te lig, 'n paar woorde te spreek. Marlene gaan nie so wees soos wie is, maar ek wil die boodskap oor. Annie Willem kom van Marlene af. Sy dankie. Sy dankie vir die moeite wat julle gedoen het met Tina. En ek persoonlik is saam met julle die pad gewees vir 'n lang ruk al en weet wat julle gedoen het. Weet dat dit geverg. Dit is altyd net finansieel gewees nie. Dus jy gaan het vir sy liefde. Sy hele en sy sê namens Tina vir julle dank. Dat jy het dus gevat. Sy het geweet wat van haar kom, sy het nie altyd die woorde gehad nie. Wat uit te wys nie. Dankie. Nelly en Nel. Dankie. Julle skoonseens, julle wederhelftes. Dankie dat julle al was in die laaste paar dae, in die moeilikste tyd, dat julle al was gesit kon deurgegaan. Marlene dink het verder om te sê, julle het al bygestaan, weet ek en ding. En ook so dat julle mans julle bygestaan in die moeilike tyd. So, dankie. Ou blikkies, dis 'n kopie lys. Dankie. Dankie vir jou geduld en jou ondersteuning en vir die vryheid wat jy kom doen wat sy moes doen. Dit was nie altyd geleer nie, daar was altyd 'n tydstempel op die ding gewees nie. Was hy die vryheid en die net gehad, naas as ek te kon kyk. Die woord stille rus. Julle wil bedank vir alle personeel, alle staf. Ek dink dit is nie so nie hoe jy gesê het, as ons het om dit te handig. Maar baie dankie vir al julle ondersteuning en vir wat julle doen het op die laaste paar dae. Gemakkelijk word te kon maak. Julle geduld en liefde mag Jesus julle ryklik seën. Weer wat julle sê. Dankie. Elma. Baie dankie. Baie dankie vir die rol wat jy gespeel het. Ek verstaan jy het Tina gereeld kon kry, gereeld gehelp te doen. Ek word op reg gewaardeer. En wat jy sê, jy so Tina het gewaardeer. Baie dankie. En dan laaste boodskapie van Marlene aan Tina. Met min woorde, met baie min woorde. Ek bere jou vandag en vir ewig, maar ook so in my hart. Jy gaan ons groot papa toe, na 68 jaar. Here, baie dankie, dat jy al geleen vir ons vir 68 jaar. Ons is bly sister veilig by u. Ons gaan jou so ongelooflik baie mis. Beloof jou, ons gaan jou weer sien. Rustig, is Lars, Marlene. So, die kiedaasje boodskap. Baie dankie. Baie dankie. Net om maar buite voeg, ek moet dan nooit almal se name nie. Want ek daar ontmoet nie. Vanoggend op sê ek wat was deel dan nie nou Rita of Ria, hulle name se naam mekaar. En so vra ek altyd, wie is die tannie wat die bid GP ry? En nou die ander dag sê ek, dat ek net seker maak met wie praat ek, is nou jy met die bid GP, ja, is Marlene. Sê ek, okay, nou gaan ek die naam onthou. Marlene, die afgelope maand, meer as 'n maand, as ek daar kom in die middag, kom maar in die aand, ek kom partymal 3-4 maal 'n dag by die woord. Dan is daar nie by GP maar daar. Of sy is by Tina, as sy sit in die sitkamer.
Kon naar ons vir 'n kamertjie reël as hy maar intrek. Dis raak gesien. Tina het regtig baie waardeer. Almal baie dankie. Van die eerste en dan. Die gaan ons nog geniet doen. Baie dankie. Hemelse Vader, ons dankie dat U Tina so lank vir ons geleen het. Here, ons weet waar sy nou is daar geen honger of dors of geen pyn nie. En ek vra weer, wees dit met haar familie en geliefdes, die tyd van vertroosting. Here, sonder U is ons niks, ons maak net op U staat, U is eers in ons lewe. Vra dit in die naam van Jesus, amen. In naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, in die kragte in my bestee Jan Smits, dit nou vir Johanna Katarina Wagner, van Stop het jy gekom, en tot Stop sal jy terugkeer. Amen.
baie dankie aan almal wat die moeite gedoen het om hier te wees. Ek gaan sommer weer afsluit met gebed. Hemelse Vader, sê vir U baie dankie. Here, wanneer die mense huis toe gaan, asseblief maak hulle pad veilig. Here, die mense wat nog swaar hart het, iets teen iemand het, laat hulle verlos word van dit, Here, laat hulle losmaak en oopmaak en hierdie dinge los. En ons vra U dat U sal met elkeen gaan wees op die pad en dan na hulle huise toe gaan en ook die vertrooster sal wees en dat hulle die goeie dinge sal onthou en nie die lelike dinge nie. En ons wil tog net goeie geheue, goeie memories hê van Tina. Dit is al wat ons vra uit die genade. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie julle.